Asiatiese kortverhale, geskryf deur verskeie auteurs, vertaal deur Marlet Taljaard, gelees deur Dini Stein, gepubliseer deur TechTime. Die fiets, deur Mike Lord. Me oi! Vir een of ander rede word hierdie sin altyd 2 keer geskreeu. Die familie was besig met aandete en die enigste manier wat Njok homself hoorbaar kon maak was om te skreeu. Wanneer jy die jongste is in 'n familie, kan dit moeilik wees en Njok het homself dikwels in die moeilikheid gekry as hy 'n gesprek onderbreek. Wanneer gaan Hong universiteit toe? Het Njok opgevolg. Hoekom wil jy weet? Het sy moeder gevra. Want dan kan ek haar fiets kry. Njok se logika op die ouderdom van 10 was eenvoudig. Njok het haar nou al vir weke gepla oor 'n fiets, vandat die nuwe skooljaar begin het. Hy was in die laaste jaar van laerskool en blykbaar het ander seuns skool toe gekom met splinternuwe fietsse. Njok se moeder het besluit om met haar jongste suster kontak te maak en te kyk of hulle 'n fiets kon leen vir Njok, 'n ou een. Die lewe is moeilik vandat haar man skielik dood is 4 jaar terug en die koste van 'n nuwe fiets sou onmoontlik wees. 2 dae later was Njok gepresenteer met 'n regop fiets wat eens swart was. Dit het 'n mandjie vooraan wat in 'n redelike kondisie was en 'n klein staal bagasierak agter gehad. Dit was die vorige dag versigtig skoongevee met 'n olielappie om die roeskolle weg te steek. Njok kon nog nie die pedale bereik as hy op die sitplek sit nie, dus het hy geleer ry deur staande te trap. Hy het vinnig geleer om so staande fiets te ry. As hy versigtig was, het die saal nie veel teen sy rug gekap nie. Hy het ook geleer dat 'n vriend wat op die bagasierak sit, kan help om te trap van agter af. Een middag laat in Oktober het Njok en 'n neef Kwang besluit om in die rivier te gaan baber soek. Die rivier was agter die mark naby die huis, op pad na die militêre lugbasis. Die 2 seuns het versigtig met die fiets vertrek, met Kwang wat trap van agter af. Die pad was nie baie gebruik nie, behalwe deur die militêre voertuie, maar in die laatmiddag was daar geen verkeer nie. Hulle wou 'n baber vang, veral 'n groote. Die rivier was omtrent 2 kilometer van die mark af, wat vir die 2 klein seentjies baie ver was. Hulle het die fiets parkeer en het probleme gehad met die ou staal staander en die fiets het bly omval. Maar eindelik het hulle dit staande gemaak. Van die brug af kon hulle die rivier sien en het opgelet dat die oewer wyer gemaak is, al was die watervloei nog baie stadig. Die babers het in die herfsson gebak en hulle kon een baie groote sien sukkel in die vlak water, so die 2 seuns het teen die wal afgehardloop om dit te probeer vang. Die seuns het opgelet dat die rivier verbreed is om plek te maak vir die konstruksie van 'n klein dam aan die ander kant van die pad en 'n tydelike wal was gemaak om die water terug te hou totdat die oorloop klaar was. Om die vis te vang was geen probleem nie, maar om dit op te tel was, en die 2 seuns het gesukkel, lachend en enkel diep in die water, toe hulle agterkom daar is 'n oproer op die rivierbrug direk bokant hulle. Toe hulle opkyk, het hulle gesien daar was 'n uitlander wat daar gestaan het. Later het hulle uitgevind hy was 'n ingenieur wat die toesig van die konstruksie van die nuwe dam en waterwegsisteem hanteer het. Njok kon nogal goed Engels praat en die 2 seuns het die uitlander genader en Njok het gesê, "Hallo?" En die uitlander het opgekyk van waar hy agter die rand van die brug gekniel het. Hy het 'n groot moersleutel in sy hand gehad en het probeer om 'n groot moer te draai, maar dit wou nie beweeg nie. Onder die moer was 'n lang ry boute wat onder die padvlakke ingegaan het. "Hi," het die ingenieur gesê, wat gesweet en mompelend gevloek het oor die probleem. "Die riviervlak is te hoog en sal oor die banke bars as ons nie versigtig is nie. Kan julle my dalk help om die sluis oop te maak?" Die seuns het probeer help, maar die moersleutel was nie groot genoeg nie. Die ingenieur het nou al agtergekom dat Njok hom verstaan. Dit was nogal vreemd, omdat meeste kinders van Njok
Sample complete. Ready to continue?